So the principle that the Bible gives us is that the life is in the blood. And the blood gives life. It gives us life physically, but it also gives us life spiritually. So as jy na die woord toe gaan, dan sê die woord vir ons, for the life of creatures is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. Ons het al baie vir mekaar gesê in die gemeente, bioloë het eers vroeg aan die begin van die 20ste eeu, het hulle ontdek, dat die lewe van 'n mens, die lewe van 'n dier, is binne in die bloed wat jy het. Maar reg in die Ou Testament, hier in Levitikus 17, het die woord al vir ons kom sê, the life of a creature and the life of a human being, by implikasie, is in the blood. Die Afrikaans sê vir ons so mooi, hy sê, omdat die lewe van 'n dier in sy bloed is, het ek die bloed vir julle gegee, om op die altaar versoening te doen vir julle lewens. Omdat die bloed versoening bring deur die lewe wat daarin is. En dit is soos hierdie soldaat wat sy bloed gegee het. Sy bloed het lewe gegee vir die ander persoon. En so het die bloed van Jesus Christus vir jou en vir my, Jesus het al sy bloed gegee, sodat ek en jy nie hoef te sterf nie, maar sodat ons die lewe kan hê, en die lewe dit in oorvloed kan beleef en kan ervaar. So as ons vandag 'n bietjie praat oor die 3 getuienis, en ons staan spesifiek 'n bietjie stil by die getuienis, wat die bloed van Jesus Christus vir ons gee, is die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, hoorie, maar die bloed bring lewe, en die bloed bring herstel, en iemand anders het gesterf, sodat ek en jy kan leef. So we're going to be talking about the gift of life, blood, that is the gift of life, bloed, wat die geskenk van lewe is. En daar is 'n klomp goedjies wat bloed doen, maar voor ons daarby uitkom, I love Hebrews 9, the Message translation, which is actually more paraphrased than a translation. Moses said to the people, this is the blood of the covenant that God has established with you. Practically everything in a will hinges on a death. That is why blood, the evidence of death, is used so much in our tradition, especially regarding the forgiveness of sins. En die beginsel is net eenvoudig. Reg in die begin, nadat Adam en Eva gesondig het, nadat daar skeiding en afstand tussen hulle en die Here gekom het, was die eerste ding wat die Here gedoen het, daar was 'n dier wat gesterf het, 'n onskuldige dier wat gesterf het, wat sy bloed gegee het, en die Here het daai dier se vel het hy gevat, en hy het vir Adam en Eva, het hy hulle sonde en hulle skande en hulle naaktheid, het hy bedek. Maar daar was 'n dier wat moes gesterf het, sodat Adam en Eva kon bly lewe. As jy dink aan Kain en Abel, albei van hulle bring 'n offer aan die Here, en Kain se offer word verwerp. Hoekom? Want hy het nie 'n dier wat hy geslag het en geoffer het. So daar was nie iets wat gesterf het, sodat daar iemand anders is wat kan lewe nie. En iemand sê 'n klompie jare terug vir my, hoorie, what is it with you and Christians and all this blood and death, and are you a bunch of vampires? But if you read this is the blood of the covenant that God has established with you. Practically everything in a will hinges on a death. That's why blood, the evidence of death, is used so much in our tradition. And Hebrews gives us the principle, without the shedding of blood, there is no remission of sins. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So die bloed bring vir ons lewe, dis 'n plaasvervanger, maar ek wil stil staan by 5 vinnige dingetjies wat die bloed van Jesus spesifiek vir ons eerstens doen. En die eerste ding wat die bloed vir ons doen is dat die bloed kom en gee vir jou en vir my toegang. The blood gives us access to our Heavenly Father. Because Adam and Eve sinned, because we are all born into sin, because we all on a weekly and sometimes on a daily basis make the decision to sin, we need somebody that needs to pay for us. And not only pay for us, we need somebody else that opens the door, that opens the passage for us to have contact with God. And we can have no access to God without the blood of Jesus. So the first thing that the blood does is that it gives us unlimited access. Ek is mal oor 2 Korintiërs 5. En eintlik kan ons vandag net hierdie versie lees en ons kan huis toe gaan. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons deur die eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. He made him
who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Christ. Dis ongelooflik om te weet dat die Here sê, Tia, maar jy's 'n sondaar, Tia, jy mis dit. Maar die Here sê, ek het gekies om Jesus 'n sondaar te maak. Jesus wat geen sonde geken het nie. Ek het hom as 'n sondaar behandel, sodat ek jou as 'n vrygekoopte, verloste kan behandel. He made him, en lees saam met my, read with me 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Christ. Christel, is dit nie wonderlik om te weet? Sy gedra haar altyd soos 'n mooi mens daar by die huis, nê? Sy raak nooit kwaad nie, sy skree nooit op julle nie, sy verloor nooit haar meer nie, sy is altyd geduldig, altyd verdraagsaam, nê? Ja. Ek hou van hierdie liggaamstaal. Ek is jy die een wat skree. Ongelukkig is ek nie 'n katolieke biegpriester nie, so dit gaan jou nie ver bring vandag nie. But I can tell you that you are the righteousness of God in Christ. Maar Here, hy doen dit, en Here, hy dit, en Here, wat hiervan? Because of the blood, because of the substitution, you are the righteousness of God in Christ. Ons kan huis toe gaan. Ons kan maar net sê amen, dankie. Eet ons nog maar broodjies en dan gaan soek ons paas eiers. Sondag. Deur sy bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Jou sondes is vergewe deur die bloed. Jesus is as 'n sondaar behandel, hy is as 'n skuldige behandel sodat ek en jy vrygespreek kan word. By the blood of Christ we are set free. Behold the Lamb of God that paid for the sins of God but takes away the sins of the world. En dan 1 Johannes 1 vers 6 tot 7 wat sê, if we claim that we share the life with him, but keep walking in the realm of darkness, we are fooling ourselves and not living the truth. But if we keep living in the pure light that surrounds him, we share unbroken fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, continually cleanses us from all sins. Hy hou jou voortdurend. Dis nie elke dag maak hy my skoon nie. Hy hou aan om my skoon te maak, want dit gebeur nie vandag nie, dit het 2000 jaar terug gebeur. Dis my posisie. Dis die posisie wat ek het. Ek's mal oor Openbaring wat sê, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood and has made us to be a kingdom of priests and to serve God, his God and Father. To him be glory and power forever and ever. I am by the blood, through the blood, the righteousness of God in Christ. And I have access, unlimited access. Gedurende die burgeroorlog in Amerika was daar, en julle weet hoe die noorde teen die suide beklei het, en was daar 'n soldaat gewees, en hulle het hom natuurlik betrokke gemaak by die weermag en by die oorlog. Maar van sy familie het tot sterwe gekom, daar was niemand om die plaas te bestuur nie, en hy gaan toe na die president van Amerika toe, en hy vra toe, maar hoorie, hy probeer toe om by hom 'n afspraak te kry, sodat hulle vir hom 'n vrypas kan gee, sodat hulle vir hom kan sê, hoorie, jy het nie nodig om in hierdie oorlog te beklei nie, jy kan maar huis toe gaan, jy kan teruggaan na jou vriende en jou familie toe. En hy kon nêrens, natuurlik het hy nie by die president uitgekom nie. En hy gaan sit nou nie ver daar van die Withuis af nie, dit was hier in die 1800s, gaan sit hy daar onder 'n boom, en hy voel verskriklik af, en hy so half van die heilerige kant, en daar kom so 'n klein seentjie daar by hom aan. En die klein seentjie begin met hom gesels, en hy vra vir hom, hoorie, wat's fout en wat gaan met jou aan?
En die ou vertel toe nou sy storie en hy sê, hoorie, daar's niemand daar om na my plaas te gaan kyk nie, maar ek kan nie by die president uitkom nie en ek het nodig om terug te kom by my plaas. Ek kan nie verder in hierdie oorlog betrokke wees nie. En die ouetjie is huil en hierdie klein seentjie vat hom in die hand. Hy sê nee, toe maar moenie worry nie, ek sal jou help. En hierdie klein seentjie vat hom daar in sy hand. En toe hy weer sien, toe stap hulle daar aan die agterkant van die withuis in en hulle stap verby 'n klomp wagte. En hulle stap verby 'n klomp hooggeplaastes en hy stamp toe nou sommer so deur oop en toe hy daar sien, toe sit die president en 'n klomp van sy generaal sit daar om 'n tafel en 'n klomp van sy raadgewers en die seentjie stap net daarin en toe is dit die president se seun. And he had unlimited access. En dis nie net 'n eenmalige ding nie. Ek kan op elke liewe geleentheid kan ek na die Here toe gaan wanneer dit my pas. Without the blood, there could be no access by sinful man to a holy God. Sê Andrew Murray vir ons. So the blood gives us access. Die tweede ding wat die bloed doen is, the blood brings safety or it brings protection. Die bloed bring beskerming. En dan is ek regtig, ek is net mal oor die Exodus 12:13 in die Message vertaling wat sê, the blood will serve as a sign on the doorpost where you live. And when I see the blood, I will pass over you. No disaster will touch you when I strike the land of Egypt. And we all know the story when God decided He is finally going to deliver the Israelites out of the Egyptian bondage. How God gave the command that they had to slaughter the Passover lamb, and they had to take the blood and they had to apply the blood to the doorposts. And then when the angel of death came, he didn't ask the people, listen, did you behave yourself well yesterday? Are you honoring your parents? Are you being a loving spouse? Are you being a loving mother? No. But what is amazing is that the angel didn't, where the blood was applied, he looked into the houses and said, is this one worthy or isn't he worthy? Is she worthy, unworthy? What did you do? How does your track record look? The only thing that the angel looked at was at the blood. And whether the people in the house, whether they were worthy or unworthy, that wasn't the issue. The issue was, were they covered by the blood of Jesus? And where the angel saw the blood, the family was safe and they were saved. And it brought protection, safety. Luister, ek het vir julle slegte nuus, ons bly nie in Switserland of Canada of Australië nie. Ons bly in 'n gevaarlike land. En een van die goeters wat ek amper op 'n daaglikse basis vir myself en vir my gesin, maar ook vir julle bid, is dat die Here ons sal bedek met sy bloed. En dat die Here ons sal beskerm teen die aanvalle van die bose en teen bose mense, sê Paulus, voeg hy by. En dan sit ek wil altyd byvoeg en sê, en Here beskerm ons asseblief ook teen godsdienstige mense. Dit sit ek ook altyd by. Want dit was godsdienstige mense wat vir Jesus aan die kruis gespijker het. Hierdie storie het ek al baie met julle gedeel. Daar's net een preek wat ek onthou van my kinderdae af. Net een. En dit was 'n kinderpreek gewees. En ek onthou, Dominee Kobus Stegman, hy het so 'n mannetjie gehad, so groot karton mannetjie, en ek het dit al met julle gedeel, so ek gaan dit vinnig doen. Hy het so spierwit karton mannetjie gehad. Hy sê, as hy mannetjie stout, dan kyk hy na allerhande stoute prentjies. Toe vat hy 'n spuitkannetjie verf, en hy verf sy oë bloedrooi. En hy sê, dan as die mannetjie stout, dan steel hy koekies, dan spuit hy die een hand rooi, en dan slat hy sy maatjies, dan spuit hy die ander hand rooi. En naderhand het hy hierdie hele mannetjie bloedrooi gespuit. En hy deel toe lekker goedjies uit in rooi selofaan papier. En ons almal druk die lekkertjies in ons mond, en hy sê toe vir ons, hoorie, maar vat hierdie rooi selofaan papier, en nou kyk julle deur hierdie rooi selofaan, kyk julle na hierdie rooi mannetjie. Nou kyk, op daai oomblik sweet jy as 'n predikant. Want dis nou die maak of breek oomblik van hierdie preek. En op daai oomblik is daar een van die kinders in die gemeente wat uitskree, "Ai, hy's wit!" Sy skree dit kliphard. Maar daar
is die preek gemaak. Want as jy deur rooi na rooi kyk, die fisika sal vir jou leer, dan lyk dit wit. En nou wil ek vir jou sê, die goeie nuus van vandag is dat daar is 'n rooi venster in die hemel. En God kyk deur daai rooi venster na jou rooi lewe en hy sien jou as wit. He sees you as the righteousness of God in Christ. Bless God. The blood will protect. The blood will save, but it also gives you a new identity. En dan die wonderlike van die bloed is dat die bloed laat vir jou en vir my plekke ruil. It's the great exchange. Want ek en jy moes gesterf het. Die loon van die sonde is die dood. Ek en jy moes gesterf het. Ons moes aan daai kruis gespijker gewees het. Ons moes van God verlate gewees het. Ons moet na die hel toe gestuur word. Maar Jesus het gekies, die sondelose lam van God het gekies om in ons plek te sterf. Om in ons plek die houe te vat. Om in ons plek van God verlate te wees. Hoorie, jy gaan die enigste persoon wat ooit van God verlate was in die geskiedenis van die mensdom is Jesus Christus. En jy sal nooit ooit verlate wees van God nie. Never, because Jesus was. Jy gaan nooit verlate wees nie. And it's the great exchange. Hy kom, die onskuldige, sterf vir die skuldige. Met Jesus se kruisiging, weet julle almal, hoe Pilatus daar gestaan het en gesê het, hoorie, hier is Jesus, en hier is hierdie moordenaar, ek kan een van hierdie twee vir julle vrylaat, en wie kies die mense toe om vry te laat? Hulle kies om die moordenaar vry te laat, en die onskuldige skuldig te behandel. Maar dis 'n visuele prentjie in die storie, die werklike verhaal van wat God met jou en met my doen. Ons ruil plekke, die skuldige word onskuldig verklaar. It's the great exchange. Romeine 3 sê vir ons, hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het. Maar hy het ook, hier's magic in my vinger, ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Linda, jy is vrygespreek. Nie omdat jy dit verdien nie. Gerard, jy is vrygespreek. Want sy bloed het die prys betaal. Die bloed maak ons gesond. Psalm 103 says, praise the Lord with everything that is within me and forget not any of his benefits. Forget not any of his benefits. Because you have the blood, you have access to benefits. And one of the benefits is, and then the psalm comes and he says, he forgives your sins. He heals your diseases. He saves you from the pit. He crowns you with love and mercy and goodness. And he renews your strength like that of a young eagle. And one of the benefits that Jesus' death has brought us is health and healing and vitality. 3 John 2 says, I pray that you may prosper and be in good health, even as your soul prospers. And he actually says, I pray that you will prosper financially because you are giving, because God is blessing you. I pray that you will experience good health physically in your body. I pray that you will experience his health in your soul dimension and that you will have peace and joy. Kom sê 3 Johannes 2 vir ons. Dis een van die geskenke wat die Here vir ons gee. En as die duiwel daar aan jou deur kom klop, en hy kom klop daar aan jou deur, en hy het 'n pakkie wat hy daar by jou wil kom aflaai, en dit is kanker, en dit is die, en dit is daai, en dit is dat, dan teken jy nie vir daai pakkie nie. You return it to sender. En jy vertrou die Here. Jesus is nie net goeie nuus vir jou siel vir eendag. It's not fire insurance against hell. He is good news here, now, and also for my body.
And we're going to partake of communion. And I would like to invite you that as you are partaking of the communion, trust Him that through His blood and through His wounds, that He will bring health and vitality and restoration in your body as well. Jesaja 53 sê vir ons so mooi, surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God and afflicted. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. En dan baie kerkmense sê, nee, maar hierdie verwys nie eintlik na Jesus nie. Hoorie, as jy die Bybel wil verstaan, die Bybel is baie keer sy eie uitlegger. Die Bybel lê homself uit. En dan kom jy in Romeine 8 en Jesus genees almal wat na hom toe kom. En dan staan daar, dan haal Matteus en Jesus hierdie woorde aan, sodat vervul kan word wat gespreek is deur die woord van Jesaja. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. And we need to stand on the word, we need to confirm the word, we need to confess the word, we need to believe the word, and you don't back down from the word. That's it. En ek het my voorgenem om nie eintlik iets daaroor te sê nie, maar ek kan nou nie anders nie. Maar gister het my persoonlike dogter, het sy nou haar graadeplegtigheid gehad. En ekskuus, ek wou jou nie op die spot sit nie. Maar vir ons as familie is daar's 'n geestelike wortel agter daai gebeurtenis. Wat vir ons meer gewig dra. En natuurlik is 'n ou dankbaar. Natuurlik is ons dankbaar dat sy haar studies klaargemaak het. En ons is dankbaar vir daai fisiese deel. And quickly, most of you know the story, but when she was born, the doctors told us, not long after she was born, the doctors told us she will never attend a normal school. She will always be behind. And then I had a doctor friend, Johan Trieter, that practices in Worcester in the Cape. And he as a medical doctor said to me, listen, hy's 'n diep gelowige, hy en Erika is twee mense wat 'n diep pad saam met die Here stap. And as a medical doctor, he came to me and he said to me, whose report are you going to believe? Are you going to believe the doctor's report? He as a medical doctor, as an excellent medical doctor. And listen, when I'm saying this, I'm not bashing the medical profession, not at all. Not at all. But he said to me, you've got the facts of the medical profession, but you have the truth of the Word of God. Whose report are you going to believe? And obviously as a family, Jochen, it was difficult in the beginning because we had to take it to, yes, al wat 'n terapeut was, hierdie eet en daai eet en hierdie ete. En sy het met soveel van daai geleenthede, daai kind gegil en geskree van die pyn en van die seer. Laat ek haar wil instap, laat ek daai vrouens wil hande oplê sonder gebed. Met 'n 5voudige bediening. So we did what we could physically, humanly possible. But we prayed up a storm and we trusted God. And we made the decision, are we going to believe the doctor's report or are we going to believe God's report? And that's the decision that we made. And He brought healing and health and a breakthrough.
But we can experience that when we make the decision to believe it because of the blood of Jesus. Toe dit aand word, het hulle baie wat in die mag van bose geeste was vir hom gebring. Hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. So is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is. Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. En dan die laaste enetjie. Die bloed maak ons deel van sy familie. George wat hier sit. George, wat jou van? Heershop. So, ek neem aan dis nie Arabiese van nie. Ons weer is 'n hy sê is 'n Christen van. Hulle is Nederlandse afkoms. Van watter afkoms is julle, Renet? Ja, ons is net boere. Ja, maar die boere het van elders afgekom. Meeste het elders van Europa afgekom. Louise het so 'n bietjie Duitse bloed in haar. Ek het Nederlandse bloed, die kloppers, hulle is mos maar langerige mense, Nederlandse bloed. Maar ek en George is nie, ons is nie bloedfamilie nie. Ons is nie bloedfamilie nie. Ek is nie, as julle nou 'n familiekuiertjie reël met die twee manne en die aanhangsels en die kleinkinders, dan word ek nie genooi nie, want ek is nie 'n bloedfamilie nie. But we become blood family of our Heavenly Father through Jesus Christ. And we are forever welcome because we've become part of His family. Ek gaan die liedjie los. Ek gaan hom nie speel nie. Ek gaan net aangaan as dit reg is. Kan ek maar net die knoppie druk. Alright. Okay, moet asseblief nou nie vir my na die tyd vir my sê, vir my e-mail stuur en vir my sê this is not Easter nie. Ek weet this is not Easter. Okay? It's the I love the English description. It's a Passover. God passed over us. His judgment passed over us. Die gevolge van sonde het ons misgekeier. Die straf van God het ons misgekeier. So I know this is not the right word. But I would like to give you an acronym to remember what we spoke about today. Number 1. The blood of Jesus brings the great exchange. It gives us access. Dit bring vir ons beskerming, it brings us safety. It brings a togetherness, we become part of His family and we are restored. En ja, ek weet daar kort 'n E, maar ek kon nie lekker dink aan wat kan ek nou nog sê vir nog 'n E nie. Easter, Jean vinnig sê. Dankie. Maar net so akroniem, as jy nou dink aan Easter, en ek weet dit is nie 100% die regte woord nie, ek verstaan. Exchange, access, safety, family, healed. En dis wat vandag vir jou en vir my bring. Here, dankie dat U vir my gee wat ek nie verdien nie. En Here, dankie dat U die prys betaal het. En Here, dankie dat U vervloek was sodat ek geseën kan wees. Dankie dat U gesterf het sodat ek kan lewe. Thank you for the cross. Thank you for the blood of Jesus. For the blood of Jesus that gives us access. That makes the great exchange. That brings safety. That brings togetherness and family. That brings health and restoration. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.